Goeiedag almal, ons is besig om te gesels oor 'n week van dinamiese herstel. En vandag, jou gebedslewe moet verander. Genesis 3 vers 8 en 9. En Adam en Eva het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. Toe roep die Here na hulle en sê: "Waar is julle?" Jy weet, selfs vir Jesus, toe hy hier op aarde was gebed, sy kommunikasie met God uiters belangrik. Net een geleentheid daarvan lees ons in Markus 6 vers 46. En nadat Jesus van hulle afskeid geneem het hy na die berg gegaan om te bid. Gebed is kommunikasie met God. Dit is verhouding met hom en dit is ook ons verbintenis met hom. Gebed in sy wese, 1 Tessalonisense 5 vers 17 is: bid sonder ophou. Praat met die Here, gesels met hom, want hy wil met jou praat. Gebed is die kragtigste wapen wat die Here aan ons gegee het. Nie noodwendig net vir dit wat ons nodig het, dit wat ons daarin kry nie, maar omdat gebed in die eerste plek verhouding met hom is. Dit is ons praat, ons gesels, ons gemeenskap met die Here. Gebed dui op die volgende: om met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid in te beweeg, soos wat ons lees in Hebreërs 4 vers 16, en dan, as ons in sy teenwoordigheid is, om ernstig, met respek en met waardering met die Here te praat oor enige iets in jou lewe. Daar is sommige van u wat na hierdie oordeenking luister, wat op hierdie spesifieke oomblik dinge in die gesig staar wat jou toekoms kan bepaal. Jy kan met die Here daaroor praat. Jy word dalk aangeval deur alle magte van duisternis. Praat met die Here daaroor. Jou kinders en die jong mense om ons word wreed bedreig deur die bose. Praat met die Here daaroor. Jy smag dalk na deurbrake in jou lewe. Praat met die Here daaroor. Ons moet leer om met die Here te praat, maar ons moet ook leer om sy stem te hoor. Genesis 3 vers 8 en 9. En Adam en Eva het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En toe roep die Here na hulle en hy sê: "Waar is julle?" Neem vandag met vertroue en verwagting jou regmatige posisie in. Daardie posisie in sy teenwoordigheid, en praat met die Here. Gesels met hom, want hy wil met jou praat. Gebed is al die volgende. Dit is eerstens kommunikasie met die Here. Tweedens is verhouding wat ons het met die Here. En derdens, dis die teenwoordigheid van die Here in ons lewens. Daar moet spesifieke tye wees wat ons afsonder om te bid. Ja, baie belangrik. Maar gebed in sy wese, daai praat met die Here, daai verhouding, kommunikasie met hom, in sy wese is sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Dan lees ons daar in 2 Kronieke 16 vers 9. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Ag, neem nou 'n positiewe wilsbesluit en sê vir jouself: ek gaan my gebedslewe, ek gaan my teenwoordigheid, my gemeenskap met die Here herstel. Dankie daarvoor, Here. Amen.